Alright, graad 11, so is die gedeelte wat ek nou nog met julle wou gedoen het. Dis die abstrakte meetkunde bewyse. So daar's 'n paar beginsels waaraan jy moet aandag gee. Wat jy gaan sien wat hier gebeur is, as die een hoek gelyk is aan die ander hoek, en daai selfde hoek is weer gelyk aan 'n ander hoek, dan kan ons aanneem dat die twee hoeke wat ek nou nie gehighlight het nie, is dus ook gelyk aan mekaar. So dis die eerste beginsel. Alright, die volgende beginsel is, as ek twee hoeke het wat gelyk aan mekaar is, dan mag ek tot die gevolgtrekking kom, dat wanneer ek die A en die B bymekaar tel, dat dit vir my dieselfde antwoord gaan gee as x plus a. Alright, so hy werk nou presies andersom ook, so as jy weer die twee hoeke gelyk het aan mekaar, dan kan jy ook gaan sê dat wanneer ek daai twee hoeke van mekaar aftrek, moet dit vir my dieselfde antwoord gee wanneer ek die ander twee hoeke van mekaar. Okay, dan wanneer ek die twee grootes van twee hoeke bymekaar tel, so met ander woorde, ek wil amper die woord gebruik van overlap, dan kan ek ook gaan aanneem dat die ander twee hoeke gelyk sal wees aan mekaar. Alright, en dan het ek nog een waarneming en ek gaan begin met die voorbeeld. Okay, die laaste ene is dan wanneer ek twee hoeke bymekaar tel, maar daai twee verskillende hoeke wat ek nou obviously uit 'n ander ding uitgekry het, is gelyk aan mekaar, dan kan ek ook dan gaan aanneem dat die x en die y obviously ook dieselfde grootte moet wees. Goed, nou kan jy vir my in jou boek plak, voorbeeld 17, ek gaan nou voorbeeld 17 met. Okay, so wat ek nou wil hê jy moet sien by hierdie ene is, daar's my raaklyn, so daar's die hoek wat hy maak. Alright, dan daar is die hoek wat die raaklyn en die koord maak. Goed, so onthou nou, as ek nou gaan kyk na daai koord, dan maak die koord. Alright, so nou maak daai koord hierso die driehoek. Goed. Met ander woorde, hoek F1 is gelyk aan hoek D2. En dit sal dan nou wees hoek tussen raaklyn en koord. Goed, dan van daar af kan ek sien dat hoek D2 regoorstaande is aan hoek D1. Dit is my twee regoorstaande hoeke. Wanneer ek dan gaan kyk na die groter sirkel, dan sien ek dat hier sit ek weer met hoeke in dieselfde sirkelsegment. So nou het ek sopas bewys dat hoek F1 dieselfde grootte sal wees as hoek C1. Alright, so kom ons skryf gou hierdie net neer. Jy nou seker maak dat jy sien wat ek nou vir jou verduidelik. Goed, so om dit nou neer te skryf, gaan ek nou presies begin waar ek het. Onthou, hoekom het ek die raaklyne hoekom ek begin by die raaklyne is omdat ek daar gepraat het van 'n raaklyn. Hier's geen middelpunt nie, so hier's niks wat loodreg kan wees nie. So alwaar ek my enigste klou wat ek op hierdie stadium in elk geval kan gebruik is raaklyn. Goed. So en dit is dan nou waar ek begin het. So ek het begin deur te sê hoek F1 is gelyk aan hoek D2. En die rede wat ek daar gebruik het was hoek tussen raaklyn en. Goed, van daar af het ek gesien dat hoek D2 en hoek D1 ook dieselfde grootte is, want hulle is regoorstaande hoeke. En dan van my regoorstaande hoeke af het ek die striktas gesien in my groter sirkel, wat beteken dat my hoek D1 dieselfde grootte is as my hoek C1 en my rede wat ek dan nou daarso sal gebruik is hoeke in dieselfde sirkels. Askies, voordat ek dit nou wil skryf, wil ek net eers hê dat jy moet sien uit wat ek hier geskryf het. Kan ek ook dan gaan sê dat hoek F1 is gelyk aan hoek D1. En dit is uit daai abstrakte redes wat ek nou net vir julle laat neerskryf het. So met ander woorde, onthou, as hoek D2
gelyk is aan hoek D2, as daai twee hoeke verwant is, dan beteken dit dat daardie twee hoeke ook dieselfde is. Goed, nou gaan ek aan na hoek D1 is gelyk aan hoek C1 en dit is hoeke in dieselfde sirkels. Alright, so as ek nou hoeke in dieselfde sirkelsegment het, dan gaan jy nou weer sien. Hierso het ek hoek D1 weer en hoek D1 weer. So uit dit uit kan ek dan nou gaan sê, dit wil sê hoek F1 is gelyk aan hoek C1 en dit is dan nou wat die vraag ook daarbo was. So jy moet net vir my seker maak dat jy die heeltyd daai kan sien en dat wanneer hulle gehighlight is die twee ander gelyk aan mekaar. Julle kan vir my voorbeeld 18 inplak. Goed, dan gaan jy nou so stukkie vir stukkie deur hierdie ene vat. So wat ek wil hê, jy moet eers vir my baie mooi gaan kyk, is dat ek hierso 'n raaklyn het. Ek het 'n raaklyn daar. Daai raaklyn maak 'n koord. Nou kyk gou mooi, dis 'n raaklyn aan die groot sirkel. Goed, en aan daai raaklyn, hoeveel koorde kom uit hierdie raaklyn uit? Onthou het ons nou die dag gesê, ons gaan kyk na die... Goed, so die eerste ene wat ek sien, is koord BC. Koord BC. Nou, koord BC maak 'n driehoek met BDC. Met ander woorde, as daai die hoek tussen die koord en die raaklyn is, dan word BC onderspan deur hoek D1. Hoek D1. Goed. Jy kan nou verder ook gaan kyk, van daai koord af maak hy 'n driehoek en dan van daai koord af maak hy nog 'n driehoek. Met ander woorde, as jy nou gesien het dat hoek C1 ook gelyk is aan hoek A1, want onthou nou gaan die koord onderspan die hoek. Met ander woorde, hy maak weer by driehoek ABC, maak hy weer dat hoek A1 ook dieselfde is as hoek D1. Goed, so dit is basies wat ek nou in daai ene gesien het. Hier is ook 'n raaklyn en 'n koord, maar daai raaklyn, daai hoekie C daar, is nie genommer nie. So ek dink amper nie dit gaan nodig wees om na hom enigstens te... En onthou natuurlik is hoek A1 en hoek D1 dieselfde, hulle deel 'n koord. So dit is daai ene wat so lyk, dis die bowtie, of dit is hoeke in dieselfde sirkelsegment wat ek ook daar kan gebruik. En onthou nie net hoeke in dieselfde sirkelsegment nie, maar ook gelyke koorde en gelyke hoeke, want BC is ewe lank. Goed, ek gaan dan nou aanbeweeg na die klein sirkeltjie toe. Goed, as ek dan nou gaan kyk na die klein sirkel, hy het ook 'n raaklyn BC. Nou gaan kyk weer. BC maak 'n koord BP. So daar lê die koord. So daai is definitief een van die koorde wat daar lê. Met ander woorde, hy word, hoek B1 word onderspan deur hoek A1. As jy verder gaan kyk na die koord waarmee hy raak by punt B, die lyn gaan nie aan nie, so ek kan nie met daai hoek daar werk nie. So hy onderspan. Nou as ek hierdie twee goed dan nou by mekaar sit, ek gaan sit nou die perse en die pinke langs. Alright, so ek hoop nou jy kan nou die prentjies sien by mekaar kom, want ek het dadelik daai hoek A1 en hoek A1. Maar hoek A1 is ook dieselfde as hoek D1. En as jy gaan kyk na jou hoek A1, waar die pink is, en jou hoek B1. Met ander woorde, alles wat ek hier pers gemerk het, en alles wat ek hier pink gemerk het, is in elk geval presies dieselfde grootte. So met ander woorde, as jy gaan kyk na die eerste vraag wat hulle vir jou vra, is om te gaan bewys dat BC
en CD presies ewe lank is. Met ander woorde, as ek kan bewys dat hoek B1 dieselfde grootte is as hoek D1, dan het ek ook bewys dat daardie twee lyne ewe lank is. Goed, so kom ons kyk gou, hoe gaan ons dit skryf? Alright, so ek gaan nou net eers hier begin by my pers sirkel met my pers raaklyn en ek gaan nou alles gaan skryf wat gelyk daar aan mekaar is. Ok, so sirkel ABC, raaklyn ECH, hoek C1 is gelyk aan hoek D1, hoek tussen raaklyn. Alright, so uit dit uit, daai, is hoek C1 en hoek D1 dieselfde grootte. Hoek C1 is gelyk aan hoek A1. Dit kon ons in elk geval sien ook uit raaklyn koord uit. So ek het nou maar net al die pers gaan skryf wat ek wel daar gesien het. Goed, dan my pink sirkel, sirkel ABP, het ek weer gesien dat hoek A1 gelyk is aan hoek B1. En dit is hoek tussen raaklyn. Goed, so wat ek nou hier vir jou wil wys is, as hoek C1 gelyk is aan hoek A1 en hoek A1 is gelyk aan hoek B1, dan beteken dit dat hoek B1 gelyk is aan hoek C1. En dit is, ek het in elk geval klaar bewys. En dan nou dieselfde met die hoek D's. Met ander woorde, hoek D1 is weer dieselfde as hoek A1. Met ander woorde, as hoek A1 dan nou blou is, maar hy is ook pink, dan beteken dit dat hulle almal ook gelyk is aan mekaar. En dit is dan hoe ek kan bewys dat hoek D1 gelyk is aan hoek. Goed, so daar het ek sye teenoor gelyke hoeke gekry. Kom ons gaan na die volgende vraag toe. Bewys dat BD parallel is aan EC. Nou onthou gou, om dit te kan doen, gaan kyk ons verwisselend ooreenkomstig kobinne hoeke supplementêr. So kom ons gaan kyk het gou eers weer wat se hoeke is alles gelyk. So onthou wat ons nou gedoen het is dat die pink en die pers hoeke eintlik almal presies dieselfde is. Met ander woorde, ons het nou klaar gesê dat hoek B1 dieselfde grootte is as hoek C1. Hoek B1 is dieselfde as hoek C1. So omdat hulle twee dieselfde is en hulle is in 'n verwisselende posisie, beteken dit dat BD parallel sal wees aan EC. Okay, so in my pers ene het ek klaar bewys dat hoek C1 gelyk is aan hoek A1, hoek tussen raaklyn en koord. In my pers sirkel het ek bewys dat hoek B1 gelyk is aan hoek A1. So nou gaan jy sien, ek het hoek A1 en ek het hoek A1. So dit wil sê dat hoek C1 gelyk is aan hoek B1. En ek gee nie nou 'n rede nie, want daai twee gelyk is, dan is daai twee ook gelyk. So dit wil sê hulle is gelyk aan mekaar. Goed, kan ek dan nou gaan sê, omdat hoek C1 en hoek B1 dieselfde is, kan ek dan nou gaan sê dat BD is parallel aan EC. En onthou, hoekom het ons dit gedoen? Dit is verwisselende hoeke. Maar hierdie verwisselende hoeke is gelyk. En omdat hulle gelyk is die sye parallel. Alright, en dan die laaste vraag sê, bewys dat AC vir BAD halveer. Met ander woorde, ons moet kan bewys dat hoek A1 en hoek A2 presies dieselfde grootte is. As hulle dieselfde grootte is, dan beteken dit dat daardie lyn AC die hoek. Goed, so gewoonlik wanneer ons by die derde vraag kom, dan is daar al redelik inligting wat ons neergeskryf het, wat ons benodig
om dan daai te kan bewys. So ek het dan net hoeveelheid gaan neerskryf dat as hoek A1 gelyk is aan hoek A2, dan halveer AC vir BAD. Nou daar's verskillende maniere hoe jy by dit kan uitkom. Waarna ek so vinnig gekyk het is, ek het gesien dat hoek D1 en hoek DCH dieselfde sal wees as parallelle lyne, maar dat daai dan nou die koord CD is vir daardie raaklyn, met ander woorde dat hoek A2 dan ook dieselfde sal wees as hoek C1. En omdat almal eintlik gelyk is aan mekaar, is dieselfde. Goed, dan een dingetjie wat 'n mens dan baie keer kan miskyk, is goed, so ons het reeds bewys dat sy BC gelyk is aan sy DC. Nou, moet jy gou mooi onthou. As my koorde gelyk is my hoeke ewe groot. Met ander woorde, as daardie koord onderspan word deur hoek A1 en daardie koord word onderspan deur hoek A2, dan is hoek A1 gelyk aan hoek A2, want dit is gelyke hoeke, gelyke koorde. Alright, en dit was dan nou voorbeeld 18, ons gaan nou voorbeeld 19. Goed, voorbeeld 19, sê hulle net beskou die skets. Daar's nie 'n middelpunt nie, daar is nie 'n raaklyn nie, so jy moet baie mooi gaan kyk. Ek wil net hê ons moet gaan kyk na die vraag hier. So hulle vra, bewys dat hoek C1 plus hoek A1 gelyk is aan hoek D1. So wat ek wil hê jy moet vir my asseblief kyk, is dat hoek D1 die buitehoek van 'n driehoek is. Goed. So ons gaan nou mooi gou gaan kyk. As ek dan gaan kyk na hoek D1, omdat dit die buitehoek van my driehoek is, beteken dit, wanneer ek vir hoek C1 en hoek E by mekaar gaan tel, dan moet dit vir my hoek D1 gee, buitehoek. Goed, so dis die buitehoek van die driehoek. As ek dan nou weer gaan kyk na hoek E, dan kan ek sien dat hoek E en hoek A1 ook dieselfde grootte moet wees, hoeke in dieselfde sirkelsegment, of gelyke koorde, gelyke hoeke. Goed, so wat ons nou gaan doen, is ons gaan nou 'n kombinasie doen. So, omdat hoek E en hoek E obviously dieselfde is, maar hoek E is ook dieselfde as hoek A1, het ek dan nou sopas bewys, wat hulle vir my gevra het, is dat hoek C1 plus, in plaas van hoek E gaan skryf ek hoek A1 gelyk is aan hoek D1. Alright, nou gaan kyk ek na hoek C1 en hoek S2. Nou hoek C1 en hoek S2 lê binnekant in 'n driehoek, waarvan hoek D1 en D2 die buitehoek van daardie driehoek is. Goed, as ek dit so vir jou in perspektief kan stel, dat jy kan sien in driehoek SCD is hoek C1 plus hoek S2 gelyk aan hoek D1 plus hoek D2. Goed, so dit wat ek nou hier in groen vir jou ingekleur het ek nou hier vir jou gaan neerskryf. Nou wil ek hier met gou vir my bietjie verder gaan kyk. Ek gaan kyk vir my na ABCD. ABCD, dan kyk jy vir my, wat merk jy op van ABCD? Goed, so ABCD is 'n koorde vierhoek. Ek kan dit sê, want die hoeke lê op die rand van die sirkel. En weer eens is hoek D1 en hoek D2 'n buitehoek van daardie koorde vierhoek. Goed, so omdat hoek D2 en hoek D1 die buitehoek van die koorde vierhoek is, weet ons dat daardie twee saam dan gelyk is aan hoek B. Alright, en as dit dan nou so is, dan gaan kombineer ons dit. Met ander woorde, hoek D1 en hoek D2 verskyn by albei. Dit beteken dat hoek C1 plus hoek S2 gelyk is aan hoek B. En dit is dan presies wat vir my gevra is.